Goed, ek wil gaan met jou gesels oor die stappe wat hulle besig is om te volg na 'n technokrasie, of dan eintlik 'n totalitêre stelsel waar die tegnologie en die QR-code en die digital ID en whatever, hulle gaan alles bymekaar gooi, maar daar's stappe wat hulle gebruik om by daai punt uit te kom. En die nuwe een wat die Suid-Afrikaanse regering na vore bring, is die Intelligent Population Register. Dis 'n nuwe wet wat hulle wil inbring, ek weet nie hoe ver is dit genie, maar dit gaan daaroor, dis kastig oor die immigrante. Die idee is oor die immigrante in die paspoorte, en hulle gaan dit nou beter maak, is nou makliker om 'n visum te kry, is makliker om 'n paspoort te kry, of jou paspoort te registreer. Dit gaan hier oor onder andere ETA, Electronic Travel Authorization System, waar volgens jy al jou aansoeke vir 'n visum en so aan, sommer deur die internet kan doen, en dan scan hy jou paspoort, en upload 'n selfie, en al daai dinge. En dan praat hulle enhanced border security, waar natuurlik, luister mooi, facial recognition cameras are being expanded in international airports, en dan op grensposte, en dan dit rekordeer die biometrics van die buitelanders. Nou, meeste van ons sal sê, is dit nie 'n wonderlike ding, die regering gaan begin om die immigrante te organiseer en te reguleer en te beheer en whatever. Dit gaan glad nie hier oor immigrante nie. Hulle gebruik maar net die immigrantprobleem, soos wat hulle dit gebruik in Europa, Brittanje en in die VSA nou. Ons kyk ons sien ons wat maak ICE daar, om die stelsel in te bring wat vir alle burgers sal geld. Almal wat in die land woon, of jy nou 'n immigrant is, en wat ook al, jy sal onder hierdie stelsel eventually val. En dit is hoekom die facial recognition dan in is. En dan nou, New Immigration and Citizen Rules, draft policy, daar's nou 'n draft policy uit dit oor dit, proposes the shifting to a merit-based point system for certain visas and permanent residency. Nou weer eens, dit gaan nie hier oor die immigrante nie. Die immigrante is maar net die voorwendsel hoekom hulle dit probeer implementeer. So dit is dis problem, reaction, solution. So hulle het eers die grense oopgegooi hier en oral in die wêreld, en al die blanke lande, en China is die grense nie oop nie, hoor. In Rusland is die grense ook nie oop nie. Maar oral andersins, daar waar die blankes woon, daar is die grense oopgegooi, en toe het daar klomp ingestroom. Terroriste, en parasiete, en whatever, ouens wat teer op die regering, en wat ook al. En nou kom hulle met 'n nuwe storie. Ja, hulle moet nou hierdie tipe ding, en dit is iets wat nou alreeds in ander lande het hulle dit begin inbring. En by ons noem hulle dit die Intelligent Population Register. En die idee is letterlik om intelligensie te hê oor die hele burgerlike populasie in die land, van die babiekies tot by die ou mense ensovoorts. En dan met daardie inligting, daardie data op jou, kan hulle natuurlik baie dinge doen. So, dit is waar hulle nou is. En dan hierdie hele stelsel sal dan die digital ID system onderlê. So, jy begin met dit, en dan jou digital ID stelsel word deel daarvan, en word daarop geplaas, dan kry jy die facial recognition, hy word daarop gesit, en dan iewers along the way moet hulle iets inbring soos Palantir, om deur hierdie data te sif en te begin organiseer en by mekaar te sit. Sodat hulle dan nou al hierdie metadata uit op jou, dan kan hulle besluit wat gaan hulle met jou doen. Gaan hulle jou elimineer, gaan hulle jou van jou ontslaa raak daar op 72 en vir jou verduidelik, jy's te groot las. Wat gaan hulle maak? Mag jy kinders hê? Mag jy nie kinders hê nie? Mag jy die Bybel lees? Mag jy nie die Bybel lees nie? Ons sien baie wette wat besig is om in te kom nou, en dit het alles te doen met hierdie technokratiese stelsel wat hulle wil implementeer. So, op die ou einde moet hulle 'n tipe van 'n Palantir-stelsel inbring, wat dan al hierdie data sif, by mekaar plaas, sodat daar sekere besluite oor jou geneem kan word. Dan gaan jy die social credit score kry, wat by dit kom. Nou, dit is iets baie soortgelyk soos die merit-based point system. Jy kry 'n puntestelsel waarop jy dan nou sekere regte en voorregte mag hê binne die stelsel. So, nou, hierdie Great Reset stelsel, waar volgens hulle gaan jou water en ligte beperk,
Jy sal moet geweks word in Europa het hulle begin om die vaksienstelsel ook te implementeer en alles hardloop op jou foon. So jou digital ID's op jou foon, jou bankstelsel is op jou foon, jou vaksien records is op jou foon. En ons is nou nog nie wakker oor die vaksiens nie. Ons slaap nog met die vaksiens. Nou, ek sien die mamma staan in die rye daar by die klinieke, want ons slaap nog oor die vaksiens. Sies tog. So al hierdie dinge is 'n mass surveillance system. En dit kom uit natuurlik op 'n polisiestaatstelsel. Wat kommunisties is, waar hulle natuurlik gaan besluit, hoeveel water, hoeveel elektrisiteit, mag jy vleis eet, wat mag jy koop by die winkel, jy sal nie geld hê nie, die Central Bank Digital Currency stelsel kom dan nou in, ja, is nie geld vir jou nie, werk op 'n token stelsel, geld wat in jou bank is, wat verval, jy kan dit nie eens spaar nie. Maar as jy wil weet hoe lyk so 'n stelsel, ek het vir jou 'n oulike videoetjie, waar jy kan sien, hoe lyk so 'n stelsel. En dit gaan jou verskriklik ontnigter. En as jy dink, dis nog 50 jaar weg, dan het ek vir jou slegte nuus. Ons behoort dit heel moontlik al in hierdie jaar of in volgende jaar te begin sien, want ons sien hoe begin hulle hierdie stelsel implementeer. Hulle praat van 2029 en 2030 in Suid-Afrika, maar ons weet daar kom 'n nuwe regering in Suid-Afrika, naamlik die Doringbos regering, en onder die Doringbos regering gaan hierdie ding baie vinnig spoed optel, gaan hulle probeer om dit te implementeer. En onthou, ek dink laas jaar het ek 'n profesie gegee, toe sê ek sien hulle staan met die groot voertuie in die strate, waar die facial recognition software is, en soos wat jy aangestap kom, so scan hy jou, en plaas jou inligting en alles op die stelsel, en dit is 'n vorm om inligting in te win, oor almal op die stelsel. Natuurlik, jou internet gebruik, mag jy sosiale media gebruik, al die dinge, gaan afhang van hierdie Intelligent Population Register, jou Digital ID, en dan 'n tipe van 'n palanteerstelsel wat dit onder lê. Nou hierdie palanteerstelsel is natuurlik wat ons nou noem die Beast System. Nou ja, kyk 'n bietjie hierdie video, dat jy kan verstaan, waarheen is ons op pad. Maar ek het vir jou goeie nuus, Vader gaan vir ons ingryp. Deur middel van die verwoesting van die aarde en die stelsel en die kragnetwerke. So jy moet jouself daarvoor rad, daar is nie nou 'n wederkoms of 'n wegraping nie. Hierdie stelsel gaan geïmplementeer word en jy sal deel wees van hierdie stelsel, behalwe as jy jou op 'n manier kan op sy sit van hierdie stelsel. En daarom weet ons is op pad na 'n situasie waar ons gaan onttrek, daar na die Noord-Kaap toe, en ja, ons sal swaar kry daar, maar Vader gaan vir ons intree. Maar dis die verskil tussen die gelowiges en die ongelowiges. Die ongelowiges gaan bly in die stelsel. Maar kyk 'n bietjie die video. Good morning, citizens. Your overnight account balances have been updated. Time to start a productive day. Final notice, your account balance is below 500. You need 50 credits by the end of the day to avoid automatic eviction. If you have missed work due to illness, you must provide a doctor's note to reclaim your credits. Any extra credits? Please. Tensions are high today, with more people planning to join the Citizens Against Digital Control protest. Remember, the government knows who you are at all times. Resisting is not worth the consequences. All of their newest social credit systems are designed to keep you and your families safe and efficient. Authorities seized a record balance of an individual's credits, citing excessive hoarding. Traffic violation detected. 7 miles per hour over the limit. 75 credits have been automatically deducted. You have to be fucking kidding me. Yep, you got the flu. Your blood work shows a significant iron deficiency. I recommend incorporating more red meat into your diet. Dr. Jones, your taxes were not filed and have been automatically deducted with late fees. Your medical license has been revoked. Oh, hell nah. I filed an extension. Purchase denied. Monthly red meat allowance exceeded. Try mealworms instead.
guys please let me through? Attention. Unauthorized political gathering detected. Participants' access to financial services has been suspended. Due to the speeding infraction, your car will be immobilized for 3 days. Fuck you! Take your surveillance policies and rot in hell! You've earned 50 bonus credits for reporting your neighbor's hateful misconduct. This content exceeds your current social credit tier. May we suggest citizen responsibility? Sarah, open the door. You have been identified by the authorities. Don't resist. Don't resist. Don't resist.